nie. Die punt is, ek is nader aan die Here, ons verhouding het gegroei, en dit op sigself is genoeg, genoeg van 'n beloning, voel ek, om dit te regverdig. Back to Eden, to follow the way. Back to Eden, returning home. Back to Eden. Hallo julle, baie welkom by Back to Eden se potgooi. Vandag se potgooi gaan oor vas. En ons gaan 'n bietjie dieper indelf in beginsels vir vas, in geestelike beginsels, wat sê die woord oor vas, en ook 'n fisiese ervaring. Ons gaan vandag kyk na iemand wat nou al gesout is in die vas, of om te vas. En ons gaan net 'n bietjie leer uit mekaar se ervarings uit. Dit is waar vandag gaan, is om te leer. Hoekom ek spesifiek oor vas wil praat is, ek voel regtig vas kry nie, die tema van vas kry nie genoeg ligtheid onder Christene nie. Ek dink baie van ons besef nie dit moet, en dit is eintlik heel normaal om deel van ons leefstyle te wees nie, want ons besef nie die waarde daarvan nie. Ons weet nie eintlik die krag daarvan nie. En dit voel soos 'n straf, want kom ons wees eerlik, meeste van ons hou van eet, so dit is 'n straf om nee te moet sê vir kos. Maar ons sien dit so, dink ek, omdat ons dit uit 'n fisiese oog uit benader en nie die geestelike beginsels daaruit ontgin nie. So wat vir my so interessant is, uit Matteus 6 vers 16 sê Jesus nie, as julle vas of as julle lus voel of so nie, hy sê wanneer julle vas. En dit voel vir my, hy neem aan ons gaan vas, wanneer julle vas. Ja, so dan sê hy, ek gaan sommer net dit lees, moenie soos die skynheiliges 'n martelaarshouding aanneem nie. Ek voel baie soos 'n martelaar as ek vas. Hulle loop met lang gesigte rond, sodat die mense duidelik kan sien dat hulle vas. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Maar wanneer julle vas, versorg jou hare, was jou gesig, dan sal niemand agterkom dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat alle geheime ken. En jou Vader wat alle geheime ken, sal jou beloon. Ek het sommer maar net dit inleidend vir ons gelees, net as 'n beginsel dat Jesus verwag van ons om te vas. Hy het verwag van sy disippels om te vas. So ons gaan bietjie vandag dieper daarin delf, en ja, hopelik kan ons almal daaruit leer, en hierdie is nie om te sê, hoekom vas jy nie, jy's 'n slegte Christen, dit is glad nie die boodskap nie, die boodskap is, dalk is dit 'n skat, dalk is hierdie pad wat Jesus vir ons uitlê is moeilik, maar daar's 'n skat daarin, en ons mis dit dalk, ons mis uit daarop as ons nie vas nie. So dis maar net om daai perspektief dalk bietjie te kom aanraak en uitlig. So, ek is baie opgewonde. Vandag het ek 'n goeie vriend, Pieter Willem Jordaan, is saam met my op hierdie oproep, en hy gaan bietjie met ons deel uit sy ervaring. Hy het 'n baie interessante vaservaring gehad aan die begin van die jaar. Hy vas eintlik gereeld, maar ons gaan bietjie gesels oor hierdie onlangse vas, of die vas wat hy in Januarie gedoen het, en wat het dit vir hom en sy gesin beteken. So Pieter, baie welkom, en baie dankie dat jy bereid is om vandag saam met ons te kuier rondom vas. Kan jy bietjie net vir ons luisteraars of kykers deel, wie is jy, waar kom jy vandaan, waar is jy nou tans in jou lewe? Ja, ons sal graag wil hoor. Hallo Karen, dankie vir die geleentheid. Ek is opgewonde om te deel wat ek eintlik maar kan sê die Here gedoen het in my lewe, en nog steeds besig is om te doen, en die vas het 'n baie groot rol gespeel in hierdie jaar, en ek wil amper sê die sukses van hierdie jaar en die vrug van wat ons ervaar in hierdie jaar. So, ek is Pieter Willem Jordaan, is my volle name. Oorspronklik van Witrifuur, en toe ek kom studeer in 2007, ingenieurswese geswat, vir baie lank nie opgeswat nie, en nou 'n besigheid begin so 'n paar jaar terug, en getroud, en 2 wonderlike kinders, en ons het net nooit in Potch besluit om te verlaat nie. So ons is in Potch, en ons doen die lewe saam by Duet, en ek is daar een van die aanbiddingsleiers, en dit is een van die grootste vreugdes in my lewe, om vir die Here te aanbid, en om sy aangesig te soek. Ja, awesome.
Okay, Pieter, so vertel vir ons 3 jaar terug of 2 jaar terug, wat was jou persepsie rondom vas? Wat is jou het jy gereeld gevas? Het jy dit ja, was dit iets wat jy gereeld gedoen het? En dan ook, wat was jou persepsie rondom gesondheid? So ek wil eintlik vra, wie was Pieter 2 jaar terug? Dit is wat my vraag is. Okay, Pieter 2 jaar terug was 'n baie oorgewig, ongesonde, begeerte gedrewe mens gewees, wat 100% kos gebruik het as 'n beloningsmeganisme en gesondheid was baie sleg. Ek het gereeld die dokter gesien, ten minste 4 keer of 5 keer per jaar nodig gehad vir 'n kursus antibiotika, want ek kon net nie van self gesond word nie. En as 'n aanbiddingsleier wat gereeld moet sing, het ek van naweek tot naweek gesukkel om my keel gesond te kry en my slaim weg te kry, en ek het altyd 'n jes en 'n krapperige stem gehad, en ek kon maar net nie van keelseer en toeneus en ja, ongesonde verkoues en griep en al daai goeters ontslaa raak nie. En antibiotika was maar aan die orde van die dag, en dit word maar voorgeskryf en kortison, en dan 2 weke later is ek weer gesond, en dan 'n maand later is ek weer siek, en dan is ek weer 'n week of 2 gesond, en dan is ek weer siek. En dit is maar hoe dit gegaan het, en dit maak 100% sin, want ek het nie gesond geleef nie, en medikasie kan 'n mens nie gesond hou nie. Dit kan hoogstens simptomaties verligting gee. Mens het 'n leefstylverandering nodig. En ja, so dit het intussen verander, danksy Karen en haar raad en haar insette, en ja, so, dankie Karen. Dit gaan baie goed nou. Vas is iets wat ek gereeld gedoen het, al van kleins af, en so dit is 'n normale manier van een van die geestelike dissiplines wat ek voel ons as gelowiges behoort te doen, maar dit kan baie maklik vir selfsugtige redes ook gebruik word. En ek het in die verlede dit ook so gedoen, met die doel om gewig te verloor en nie by die Here uit te kom nie. So ek het baie slegte ervarings van vas al beleef. Ek het al meer as 1 keer vir 40 dae gevas, en net water gedrink, of sap gedrink, of vloeistof ingeneem, maar ek het nog nooit 'n goeie vas beleef, soos wat ek in die begin van die jaar beleef het nie. Ja, Pieter, ek wil maar net sê ook, so, dit hang als af ook van die persoon. Ek meen, mens kan gereedskap vir iemand gee, maar as iemand nie bereid is om dit te vat nie, so daarmee haal ek my hoed eintlik vir jou en jou gesin af, wat die raad gevolg het, en dit is nou so lekker om saam met julle hierdie vrug van goeie gesondheid te kan geniet. Baie van julle wonder dalk oor die tipe program wat Pieter gevolg het. Wat en wanneer het hy geëet en gedrink om hierdie ongelooflike resultate te kon sien? Indien jy op soek is na 'n vas of 'n detox program wat jou spesifieke gesondheidsdoel of gesondheidsbehoefte aanspreek, kontak my gerus. Ons gebruik 'n mediese leefstylanalise om jou behoefte te bepaal en werk vir jou 'n 7 weke program uit wat jou stap vir stap help om 'n nuwe leefstyl in te faseer. So kontak my gerus om jou te help op jou gesondheidspad. Wat ek wil vra is, hoekom het jy besluit, so jy sê nou, jy het al slegte ervarings gehad met vas, en dalk seker ook goeies, maar hoekom het jy besluit om aan die begin van hierdie jaar 'n vas te doen, en weer eintlik 'n 40 dae vas, 'n lang vas? Wat was die dryfkrag agter dit? So, die hele verlede jaar het ons eintlik 'n stukkie voor dit het ons begin om barley elke dag te drink, en ons het 'n goeie cleanse gedoen met die eindprodukte, en van verlede jaar af tot nou was ek nog nie weer 1 keer by die dokter nie. Ja. So ek het nie antibiotika nodig gehad nie, my stem sukkel nie, ek het nie verkoues en goed gehad nie, en so aan die einde van verlede jaar het ek toe regtig begin dink, hoorie maar, miskien is daar 'n beter manier om te lewe. En so dit is toe nou, aan die begin van die jaar, toe ek regtig duidelik hieroor sê, is dat ek nie meer kos moet gebruik as 'n reward nie, as 'n beloning nie. Hy wil graag hê dat hy die beloning moet wees aan die einde van die dag, of na 'n moeilike dag, of as ek 'n
hard gewerk het by die werk of 'n groot probleem opgelos het by die werk of net nie lekker voel nie, dan in steede van om te vergryp aan kos en allerhande lekker nye en versnapperings eerder aan hom vas te hou. So dit is toe ek toe nou besluit het aan die begin van die jaar om regtig lang te vas, maar ook my leefstyl aan te pas en hoogstens of eintlik primêr die Here weer prioriteit te gee in my lewe en hom die beloning te maak aan die einde van die dag. Of as ek in steede van te vergryp aan iets hom eerste te plaas en hom my beloning te maak aan die einde van die dag. Okay, sure. Was daar enige geestelike voorbereiding wat jy gedoen het vir hierdie vas? As jy nou voel God lei jou ook om hierdie vas te doen en jy besluit self jy wil die vas doen, was daar enige voorbereiding van jou kant af vir hierdie vas? Moes jy soos jouself opsaai en sê ek kan, ek sal, ek gaan, ek wil. Het voel baie keer vir my ek wil sulke woorde plak op my muur om my te kry om dit te doen. So ja, hoe het jy jouself voorberei? Het jy enige voorbereiding gedoen vir die vas? So ek het nie spesifiek vir die vas voorberei in terme van geestelike voorbereiding om te sê hoorie dat ek nou eers reg is voordat ek vas nie. Wat ek wel gedoen het en wat ek dink belangrik is om seker te maak my hart en my intensie is om die Here te soek en nie een of ander quick fix om vinnig gewig te verloor of om gesondheid te bereik of so nie. En op die eind as die Here die doel is van die vas, dan is dit 'n sinvolle vas, anders is dit maar net 'n hunger strike. So in terme van geestelike voorbereiding, ek het nie nodig gehad om weke lank te bid om seker te maak ek is nou reg, nou kan ek maar begin vas nie. Dit voel vir my dis juist die doel van vas is om ons terug en te connect met die Here op 'n dieper manier waar ons letterlik afhanklik is van hom. So ja, so as ek dit kan saamvat is die enigste voorbereiding is regtig net om seker te maak my hart en my intensie is om hom te soek en nie een of ander bate wat ek nou kry uit die vas uit nie. Ja, daai is so belangrik. Ja, ek het al soveel keer en ek dink ook baie keer dink ek mens begin vas en dan is jou intensie dalk nie reg nie, maar ek voel God kan soms met dit werk, nê? Erns dalk kan hy jou kom aanspreek daaroor of wat ook al, maar ek het al soveel keer dan begin ek vas en dan voel dit vir my, nee, my intensie is nie reg, ek gaan sommer net nou opgee. Dit was al baie keer vir my 'n verskoning. Dan stop dit, dan dink ek net, nee, jy's nie in dit nie, los dit eerder net. So dit was al baie keer daai intensie ding het my al laat stop. So daai is so belangrik wat jy sê. Ja, so hoe het jy, so mense het nou duidelik as mens nou vas, dan het jy baie meer tyd, want jy hoef dan nie meer te eet nie, die voorbereiding vir kos, die dink aan wat gaan jy maak om te eet, is nie daar nie. So wat se geestelike praktyke of het jy vervang in daai tyd of ja, wat het jy anders te gedoen om dit nou nie net 'n tipiese hunger strike as ek so kan sê maak nie, ja, om regtig jou hart te belyn met God, wat het jy geïmplementeer? So ek het sommer van die begin van die jaar af, nog voordat ek begin het met die vas, is om regtig my prioriteit van my dag anders in te rig. So ek het in die vas het ek nie net van kos gevas nie, maar ek het ook alle sosiale media heeltemal gestop. En so dit het baie van my tyd oopgemaak. Ja. So ek het my prioriteit in die dag so verander, want ek het agtergekom as jy die Here los vir die laaste deel van die dag, dan kry jy ook die minste van jou. En so ek het daai prioriteit net reg gestel en hom eers gesit. Ek het 'n Bybel in 'n jaar plan begin, wat ek getrou elke dag doen. En so my dag begin met die Here, of ek nou vas of nie. En maar wat ek wel gesien het, Karen, is dat daar so baie tyd in die dag as jy nie eet nie. Ja. Want alles wat ons doen, sosiaal, familie, alles draai rondom kos. Jy weet, as jy binnig by die huis kom vir middagete, dis wat jy noem, dis etenstyd. Ja. As jy aand by die huis kom, jy weet, vrou het die kos aan die kook, jy weet, jy kom in die huis en dit ruik lekker, daar's kos. En ja, so wat ek gevind het is in hierdie vastyd is jou gedagtes is jou worst enemy. So jy second guess yourself die hele tyd.
Presies wat jy gesê het, jy weet, jy kan dalk reg begin en dan of nie reg begin en dan iewers in die middel weer adjust of jy kan reg begin en in die middel kom en soos jene, is ek regtig besig om te vas vir die regte redes of ek voel nie nou lekker nie of ek voel nou honger of ek voel nou lus, gaan ek nou ophou of wat ek wil. So jy bly heeltyd en ek wil amper sê 'n tweestryd met jouself en dit is dan nou juist wanneer jy met die Here connect en vir hom sê Here, dit is hoe ek nou voel. Help my of vat 'n stukkie van die woord, lees 'n stukkie wat jou satisfy. Jesus het ook gesê nadat hy die brood en die visse vermeerder het ook met mense weer gekom 'n tweede keer mos nou om te sê hoorie, wat gaan ons nou eet? Sê hulle hoorie, maar julle gaan nie net van brood alleen leef nie. En dit is as jy vas word dit 'n werklikheid. So ja, maar ek het agtergekom, jy weet nou sit ek nie net voor die TV en maak nog my Instagram oop en kyk wat is die nuutste reels om te kyk nie. Ek kan nou sit en gesels met my gesin. En so ek is nie preoccupied met my gedagtes nie, ek is nie preoccupied met waarmee ek besig is nie, want ek het niks anders om te doen nou nie. So ek sal eintlik baie sterk aanbeveel mense wanneer hulle vas ook ander afleidings probeer vir my en regtig fokus op die Here sit en hom eerste sit en hom die prioriteit maak en hom die doel maak van die vas, nie een of ander sekondêre rede nie. So Pieter, dit is so goed dat jy eintlik deur dit praat, want ek besef net, ek self het baie keer 'n wanpersepsie van vas. Ek dink, dit gaan hierdie geestelike ervaring wees en ek gaan die hele tyd op 'n wolkie wees. Ek gaan net die hele tyd lus wees om die Here te aanbid. En baie keer as ek dan, veral daai eerste paar dae, as mense gedagtes so oorheers, soos wat jy nou self gesê het, jou gedagtes is jou eie slegste vyand, kan jy regtig so half, dan dink ek, nee, hierdie is nie, ek vas nie reg nie, dan wil ek stop. Maar net om te besef, dis so normaal, jy moet eers hierdie vleespakkie oorkom, jy moet juist jou vlees ondergeskik aan jou gees maak, en dit lê half in jou autoriteit, wil ek dit sê. Ek dink ek het vir lank gedink, God gaan dit doen. Dit moet hierdie ongelooflike geestelike ervaring wees, en ek moet elke aand drome kry, en ek moet so skerp wees in die gees, maar baie keer vat daai 'n tydjie om te gebeur. Dit gebeur nie van die begin af nie, maar ek bedoel maar net, dit is so goed om net te hoor, dit is normaal om, veral daai eerste paar dae, wat dit die heeltyd hierdie vleeslike oorlog is van, ek wil eintlik kos hê, maar is my intensies reg? Ag nee, en iets wat die hele tyd vir jou sê, hou op, soos stop dit net, jy is in elk geval nie opreg in jou hart nie. So ek dink dit is maar net baie keer as die oorlog of die vlees is so sterk, en daarom is dit dalk nodig vir ons, of dit is definitief nodig vir ons om konstant te vas, om daai vleespakkie ondergeskik aan die gees te kry. So dis hoekom as mens vir die eerste keer vas, dis regtig, dit is baie moeilik. Dit is regtig 'n besonderse moeilike ding, voel dit vir my, om daai vleespakkie onderdanig te maak. Ek weet nie, het jy enige gedagtes daaroor? Karen, ek dink wat belangrik is as ons net goeders doen omdat ons beloon word daarvoor, dan is dit baie selfsugtig. Ja. En die Here, om die Here te aanbid is juist sacrificial. Hy praat baie van a sacrifice of praise. En nie dat dit jouself moet kastei om die Here te please nie, maar dit gaan oor, Here, ek gee hierdie vir u, want u is waardig daarvan, nie omdat ek iets terug kan verwag nie. Maar die Here is getrou en hy gee altyd iets vir ons terug, maar as dit die doel is, dan is dit eintlik maar 'n bietjie pointless. So, ja, so wat ek het ervaar het rondom dit is soos toe een van die Marias of die vrou daai kruik gebreek het en Jesus gesalf het sy nie verwag Jesus gaan iets terugdoen vir haar nie. Dit was vir haar genoeg om net dit op hom uit te gooi. En dit voel vir my baie vas is dieselfde beginsel. Dis iets wat jy doen om minder van jouself te hê en meer van hom. En dit in itself is die reward, is die beloning. Of hy nou vir jou gesondheid gee en of hy nou vir jou drome en visioene en allerlei goeders gee, is nie die punt nie. Die punt is, ek is nader aan die Here, ons verhouding het gegroei, en dit op sigself is genoeg van 'n beloning, voel ek, om dit te regverdig. Ja, dis mooi, dis so goed. Okay, Pieter, vertel 'n bietjie vir ons fisies. Wat het jy ervaar aan jou geestelike aan jou fisiese pakkie? Want ek dink dit is belangrik. Ek meen, as mens, soos dit is nie om onsself jammer te kry nie, maar dit is net half as iemand nou vir die eerste keer vas om te besef,
hoe ek voel is heeltemal normaal. Sodat daai gedagtes van ek voel baie keer dan voel dit vir my niemand anders voel so honger soos ek nie. Ek voel baie keer dan dink ek dink dit is vir ander mense, daar's iets in my wat dit vas is net vir my baie erger as vir ander mense. Ek kan sulke nonsens vir myself sê. So, wat het jy fisies ervaar sodat mense kan weet hierdie tipe goeders is normaal? So ek het die hele rits goed beleef, meeste van dit in die eerste week, wat fisies aanbetref, en daarna is dit maar baie in mense se gedagtes en baie in mense gewoontes, wil ek amper sê. Jy is gewoond om XYZ te doen op 'n Saterdag, of te eet, of jy ry verby 'n slaghuis en dan dink jy onmiddellik aan biltong en droewors. So kom ons begin dan nou maar by die begin. Ek dink wat baie mense verkeerd doen op die eerste dag is, of voor die eerste dag, is om baie te eet die aand voor die tyd, sodat jou maagie nou lekker vol is en dat jy nou nie honger is in die volgende dag nie. Dis die verkeerdste ding wat jy kan doen. Hoe meer jy eet die aand voor die tyd, hoe honger dit gaan wees die volgende oggend. So begin die aand voor die tyd pas, en dan sal jy die volgende oggend jy gaan honger word. Dit is heeltemal verwagbaar om honger te word as jy ophou eet. So ja, jy gaan honger word. Veral die eerste dag en die tweede dag en die derde dag. Dis wanneer ek gewoonlik die meeste hongerpyn, grom maagie het. Jy grom sommer die hele dag. Jou maag. So dit is waar die hardste vasbyt kom in die begin, en as mens oor daai drempel is, dan Gordon, jy sal seker meer die fisiologiese kant van dit ken, maar dit is dan wanneer jou liggaam omskakel en jou energie nie uit jou kos uitvat nie, maar uit jou eie vet en jou eie liggaam uit dan jou energie doen. Ek dink dis nou met ketoos of so ietsie. Maar so dit is daai omskakeling gebeur so hier by die derde, vierde dag vir my, waar dit gevoel het. Nou raak ek nie regtig meer honger nie. Nou, jy weet nou is ek meer lus of so. Maar terselfdertyd wat ek ook baie gedoen het, is ek het verskriklik baie water gedrink. So as ek honger gevoel het, dan het ek water gedrink. So ek het baie water gedrink en my maag was eintlik heeltyd vol, soveel so dat mettertyd 'n glas water my maag vol gemaak het. So as ek meer as 'n glas water wou drink, dan voel dit of ek geooreet het. So my maag was heeltyd vol, en so in die middel van daai eerste week begin jou hongerkrampe en daai hongergrom weggaan. En dan is dit aanpas. En ja, so dan van die tweede week of so af, dan begin jou energie toeneem, glo dit of nie. Nou nie fiksheid energie en ek gaan draf tipe energie nie, meer helderheid van verstand. Jy voel verfris as jy opstaan in die oggend. Jy voel nie moeg eers amper as jy gaan slaap nie. So my gedagtes was heeltyd, my brein was heeltyd wakker. Veral van die tweede week af. En dan is die moeilikste deel fisies minder van 'n uitdaging. Die grootste ding is meer my gedagtes. Jene, sal dit nie nou lekker wees om 'n ou chippy te eet, of 'n ou biltong te eet, of 'n ou droë rys. So dit is dan wanneer mens eintlik jy nie moet omring met mense wat jou tempteer nie, met allerlei kos nie. Alhoewel ek al gesit het in 'n restaurant terwyl ek vas. En net 'n glas water bestel. So ek sou aanbeveel om nie jouself te probeer tempt nie. Ja. So dit is omtrent die kort en die lank van die fisiese wat ek ervaar het, Karen. Hoofpyne, ek dink jy hoofpyn is sekerlik ook. Hoofpyn. Ekskuus, ja, ek het vergeet van hoofpyn. Dit is gewoonlik wanneer mense dan sê, nee, hier is verkeerd, want ek nou kopseer, nou moet ek stop, want nou moet ek 'n pilletjie drink of iets, glad nie. Kopseer is heeltemal normaal, en dit gaan weg na die eerste week. So ek het nooit kopseer gehad na die eerste week nie. So op dag 3, dag 4, ek dink wanneer mense liggaam nou daai oorskakeling maak, dan kry jy 'n bietjie kopseere. Dit is daarom nou nie soos migraine of so, waar jy voel jy nie kan dit maak nie. Ek drink maar net 'n glasie water en dan of jy bid en sê, Here help my, my kop is seer.
En dit is 'n goeie geleentheid om elke keer as jy daai behoefte het of daai begeerte het of daai seer het of jy honger het, is om dan met die Here te connect en vir hom te sê hoe jy voel. En maar hou die gesprek ook met hom die hele dag. Ja, dat is goed. Pieter, wat het in jou leefstyl verander nou na die vas? Of dalk moet jy eers met ons deurpraat het, kortliks, wat het jou vas behels? Het jy net water gedrink? Het jy dalk 'n ete dag gedoen? Hoe het jy gevas? So ek wou baie spesifiek die eerste week net water vas doen. So ek dink ek het vir die eerste 7 dae, as ek dit nou nie mis het nie, net water gevas. Dit was ook die langste wat ek al ooit in my lewe net water gedoen het. Ek sou in die verlede dit aangevul het met vrugtesappe, wat natuurlik nie 'n goeie idee is nie, want dit is vol suiker en preserveermiddels en ek wil nie eers eintlik dink wat nog nie. So daarna het ek begin om net die gewone barley, nie die barley wat die vrugte by het nie, te drink 3 keer 'n dag. So dit het ek toe nou gedoen tot aan die einde van 40 dae. Wat ek toe nou, ek dink ek het die laaste week begin aanvul met die fiber ook, sowel as, ek dink die laaste 2 weke het ek bone broth ook begin inwerk, net die bone broth, en dan het ek na 40 dae, dink ek vir nog so 'n week of so, net vloeistof goeders ingeneem, soppe gedoen, groentesop natuurlik. Nee, daar was tog, daar was definitief vleis betrokke. Ja, soos 'n bone broth met vrugtesop. Ag, nie vrugtesop, die groentesop. Vir 'n week en so, net sodat ek nou nie myself skok en eweslik weer begin eet nie. En ek moet sê, toe ek nou eers weer begin eet, toe het ek geen neeweffekte gehad nie. Ek het nie opgeswel of pyn gehad of gesukkel om weer badkamer toe te gaan of sulke goeders nie. Met die veselinname het ek maar net aangegaan asof ek nooit gevas het op die einde nie. So wat wel wonderlik was is my vrou het ingekoop om ons leefstyl aan te pas. So Karen, jy het aan die begin van die jaar so 'n praatjie gedoen, 'n werkswinkel gehad oor gesonde leefstyl tipe goeders, en jy het voorstelle gemaak vir in steede van hierdie item gebruik hierdie item, of in steede van melk gebruik dalk neutmelk of seker tipe goed. En ons het so stuk dinge in ons lewe verander om in steede van 'n pak chips in die kas te hê, het ons 'n boks neute of 'n bakkie met neute. En ons het so klomp goed in ons lewe aangepas sodat ons leefstyl eintlik gereduseer het na meestal gesond en elke nou en dan iets ongesond, waar dit in die verlede andersom was. Ons eintlik altyd ongesond geëet het en bitter min gesond geëet het. En ons sou altyd daai bietjie gesond wat ons gedoen het, sou ons gevier het en ons sou eintlik sê, wow, ons het nou iets gesonds gedoen. Nou is ons oor die algemeen gesond en ons doen min iets ongesonds. En dit is nog steeds lekker. Want dit is die verskil, Karen, tussen om 'n dieet te volg waar jy seker goed uitsny wat jy eintlik verlief is, net om later dit in afval weer in te neem, en dan tel jy weer al die gewig op, teenoor jou leefstylverandering waar jou normaal is gesond, wat jy dan eintlik kontinu jou gewig onderhou. En wanneer jy dan 'n stukkie koek eet, of iets eet wat jy nie veronderstel is om te eet nie, is dit nie die einde van die wêreld nie, want die balans is reg. En maar ja, so stukkie vir stukkie raak ons leefstyl nog beter en gesonder. En dit is nie 'n opoffering nie, want ons sien die vrugte wat dit afwerp. So ek hoop dit het jou vraag beantwoord. Ja, dit het definitief. Dankie, Pieter. Ek dink daai is so belangrik wat jy sê, net die balans. Mense dink, wow, nou moet ek die heeltyd gesond eet en ek mag nooit weer koek eet nie. Dis glad nie dit nie. Dit is net, moenie koek in jou huis hê nie, moenie koekies in jou huis hê nie, en dan as daar 'n partytjie is, eet jou stuk koek, want jy gaan dit dalk oor 3 of 4 maande eers weer eet. Dan eet jy dit en geniet dit. Eerder as om, soos jy sê, met 'n dieet, daai kastei en daai skuldgevoelens, en nou wil jy jouself dadelik gaan weeg op die skaal, want net nou het dit nou veroorsaak dat jy 1 kg
program optel, daai is vir my gevangenskap. Daai is nie om in vryheid te geniet dit wat God gegee het nie. En soos jy sê, dit is eintlik vir my so wonderlik, die feit dat julle gesonde leefstyl het baie meer vrug as net 'n gesonde gewig. Julle is gesonde mense en ek meen dit is prysloos. Dit voel vir my dis iets wat geld nie kan koop nie. So dis so mooi eintlik dit wat God geskaap het, ons kan dit geniet en dit het vrug. Dit het vrug van gesondheid. So hy weet maar net eintlik wat is die beste vir ons, voel dit vir my. Ek sê nou die obvious sal ek nou maar sê. Maar ja, baie keer ek dink ons het maar wanpersepsies oor wat gesond is. Ons dink die eet is 'n straf en eintlik ja, daai hele wêreld van die eet is net 'n groot gebondenheid, voel dit vir my. Ja, maar Pieter, baie dankie dat jy die tyd uitgekoop het om met ons te gesels oor vas. Ja, dit is so bemoedigend en ek sien uit om net die vrug daarvan in ander mense se lewens te kan sien. Ja, dat jou storie ander ook bemoedig. So baie dankie vir jou tyd en dat jy so met 'n eerlike en opregte hart gedeel het. Ja, ek waardeer dit uit my hart uit. 100% Karen, is 'n groot voorreg. Ek dink daar gaan waarskynlik mense wees wat wil weet hoeveel kilogram het ek verloor in die vas. So ek was diep in die 130 kilogram gewees. Ek is 179, so jy kan die BMI uitwerk, is nie goed gewees nie. Nie, ja, in geval. En ek het so 17 kilogram verloor met die vas. En ek het dit nog nie weer opgetel nie. So dit is die eerste. Ja. So ja, ja, ek moet sê ek klim nie op skale nie. Wat ek wel doen is ek voel dit in my klere. So hemde wat ek in my kas uitgesit het wat ek gedink het ek nooit weer sal aantrek nie, trek ek nou weer aan. So en dit is lekker. En ja, ek is vasberade dat ek volgende jaar weer 40 dae vas gaan doen en net gaan bou op hierdie gesonder leefstyl. En verdieping in my verhouding met die Here. So dit is 'n wen-wen beeld. Ag Pieter, super, dankie dat jy daai brokkie gegee het. Ek wou nie vra nie, want ek wou dit nie daaroor maak nie, maar ek weet, mense wil weet, ja, en dit is goed net half om te weet, dit was regtig die moeite werd, selfs op 'n fisiese, soos jy sê, selfs as dit net was om nader aan die Here te kom, of net hierdie ding rondom kos en beloning te breek, dan is dit genoeg, en dit is 'n massiewe deurbraak, maar die feit dat jy jou liggaam ook daai vrug geniet, is wonderlik. So ja, dankie dat jy dit deel, en ek sien dan uit om die volgende, dis nou 'n vlieg, die volgende potgooi met julle te deel. Ek weet nog nie presies wat dit sal wees nie, maar julle kan net die kanaal dophou. As julle nog van hierdie video's wil sien, asseblief oorweeg om die kanaal aan te sluit. Julle kan net subscribe en deel asseblief, as dit iets vir jou beteken het, deel dit asseblief met mense wat jy dink sal kan baat vind. Ja, dankie. Dankie Pieter. Seker, bye-bye. Back to Eden, to follow the way. Back to Eden, returning home. Back to Eden.